Goeiedag kijkers. Vandaag zelfs ons met Charlene Kritsmer van 9 Lives Restoration. Sy gaan 'n bietjie vir ons vertel wat sy doen en dis baie interessant. Al daai oudhede wat so kosbaar is vir ons, hoef jy regtig nie weg te maak. Kom ons kyk hoe bring sy nuwe lewe in 'n pragtige ou stuk. Goeiemiddag julle in en ommers. Ons kuier hier by so verby Laapad tussen Dwarskersbos en Velddrif en is pragtig. As ons uitkyk daar by die venster, dan lê die oseaan so en dis mooi en die strand is mooi, die kos is lekker, die venue is mooi en ek gesels met 'n baie mooi vrou vandag en haar naam is Charlene. Charlene doen 'n baie interessante werk. Sy restoreer kuns. Dit is wat jy doen. Onder andere, ja. Onder andere. Ja. Nou Charlene, vertel vir ons kykers, wat doen Charlene? Ek het nogal 'n titel. Mense noem die werk wat ek doen, in Engels is dit 'n conservator. Dit is paper conservation, met ander woorde die lyn is om alles op papier te kan herstel, boeke, sertifikate, kuns op papier, en dan die ander been is olieverfskillerye, restaurasie van olieverfskillerye. Nou julle, ek het al gesien van iets wat lyk vir my gelyk het soos 100 jaar in 'n kelder gelê het of in 'n solder gelê het en hulle gesit hom in haar hande. En 3 dae daarna, toe kan ek eintlik sien wat daar aangaan op die skildery. En dit is wat gebeur as jy dit skoonmaak. Mense vergeet dat wanneer 'n skildery in 'n huis hang, dan oor die jare heen pak alles op die skildery saam. Dis die omgewing, dis die atmosfeer, dis rook, dis kosgeure, dit is stome, al sulke goed. En dan besef jy nie hoe vuil is jou kunswerk. Ja. Tot jy begin om laagie vir laagie af te haal, so 'n kunswerk het baie keer 6 lae op hom. Vandat hy ondergepraim is reg deur tot bo by die varnish. En dan moet jy al dit afskil tot jy by die paint layer kom. Ekskuus nou vir die Engels so tussenin. So, tot jy by die paint layer kom en dan weet jy alles is af en dan is hy skoon. En dan kan jy eintlik eers die kleur sien. Jy kan eintlik eers sien wat daar aangaan. Jy sien die kleur en partykeer dan is daar klein juweeltjies wat uitkom wat jy nie gedink het op die skildery is nie. Soos 'n eentjie onder 'n boom of 'n figuurtjie wat ver agter staan of tuinstoeltjies of sulke goed. Detail op so 'n skildery wat heeltemal weggeraak het deur die jare. Ek het al gehoor dat mense vat 'n sponsie en hulle vat Sunlight Liquid en woordswart maak hulle sommer goue skildery skoon. Kyk, as jy 'n skildery het en hy het 'n dik laag vernis oor en jy was vir hom met 'n sponsie, dan was jy eintlik maar net die vernis. Dan was jy dit wat bo-op is. Maar daar's soveel goed en mense gaan gewoonlik dan Google hulle, Dr. Google, en dan sê Google, jy moet sommer van jou spoeg vat en dan of 'n stukkie brood vat en liefs nie, want jy weet nooit wat se reaksie het dit op die skildery nie, omdat jy nie weet wat se soort verf gebruik is, wat se vernis nie, wat nie. Ja, jy kan sy oppervlak sekerlik afvee met 'n nat lappie mits daar 'n dik laag vernis op is. Want al daai verf en vernis en alles is almal chemiese goed. Alles van dit is chemiese goed. En as jy kyk na die ou skilderye, ek het die voorreg gehad die afgelope jaar om baie te werk met skilderye uit die 18de eeu uit. En hulle het almal daai geel vernis op, wat met die tyd saam heeltemal geel raak. Nou, dit kan net met chemiese goed afgehaal word. So as jy enige ander ding gaan gebruik, dan weet jy nooit wat 'n slegte reaksie het dit op jou skildery nie. Ek kan vir jou 'n voorbeeld gee, Anita. 'n hele paar jaar terug het ek 'n kliënt gehad wat baie ontsteld was. Haar huishoudster het Handy Andy gevat en 'n skildery gewas met die Handy Andy. En toe lê daar hierdie wit ammoniak laag oor die skildery. En maak nie saak hoe jy vir hom afvee met water nie, hy lê daar. Ja. Nou dan moet jy die conservation grade materials gebruik om dit af te haal. Ja. Maar 'n mens kan hom red. Jy kan hom red. Daar's niks wat jy nie kan red nie, tot op 'n sekere mate. Jy kan in elk geval, en dit is die oogmerk ook van conservation, is om skade in sy spore te stuit, sodat jy hom kan preserveer.
fantasties. Nou Charlene, sê vir my as ek nou jou nodig het, waar kry ek jou in die hande? Hoe kry die kykers jou in die hande? Ek het 'n Facebookblad, 9 Lives Restoration. Jy kan my daar kontak en op my eie blad ook. Jy kan 'n boodskap vir my stuur. Ek is in Port Owen en op sosiale media. Jy sal my daar kry. En hoe ver werk jy? Jou radius wat jy nou werk. Sê nou iemand in die Kaap het jou nodig. Hulle kan maar bring. Hulle kan maar bring. Ek werk landwyd. Ek het op hierdie stadium 2 Ou State Bybels uit Pretoria uit op my tafel. En dan is daar skillerye uit Kaapstad uit. Appington het al goed gestuur. So dit is landwyd. Dan word die goed na my toe gekoerier en ek koerier dit weer terug. Nou ja, julle, dit is regtig maklik genoeg om die produk by Charlene uit te kry sodat sy hom dan kan restoreer. Charlene, is daar enige iets wat jy vorentoe beplan? Ons is mos nou almal hier op die Weskus, ons maak soos ons wil. Vorentoe, ek sou graag my studio 'n bietjie wou uitbrei. Ek werk tans van die huis af op die boonste vlak. Dit raak 'n bietjie klein partykeer, veral as daar baie goed lê en as die skilderye daar is en die boeke en die papier. So ek sal hom seker vorentoe bietjie wil uitbrei en dan is ek nou ook besig om bietjie meer van keramiek-restaurasie te leer. Regtig? So ja, sodat ek porselein dan ook beter kan herstel. En dan gaan jy dit ook vir ons doen. Dan doen ek dit ook. Daar is nie veel mense wat die werk doen wat jy doen nie. Kyk, jy moet gaan leer om dit te doen. Suid-Afrika is nie so groot op restaurasie en konservasie nie. Ons is maar 'n jong land wat dit aanbetref. Ja. Die groot goed gebeur in Europa en Japan en die plekke, maar ek skat daar moet seker so 300 na 400 van ons wees in die land in verskeie plekke. So ek dink nie ons is meer so skaars nie. Dink jy? Nou wel, ek is bly, van my kant af dink ek ken een van die bestes, want ek het gesien wat sy doen. Ek wil vir jou sê baie dankie vir die tyd wat jy afgestaan het om by ons te kom kuier en vir ons kykers te vertel van wat jy doen en waar jy is nou. Dankie Anita, dit was vreeslik lekker om jou weer te sien. Nou ja, julle, ons almal loop 'n lang pad saam hier in die Weskus en dit is wat ons Weskussers is. Ons loop saam. Ons gaan dalk vir 'n rukkie weg van mekaar af, maar op die einde van die dag ontmoet ons mekaar weer hier op die Weskus en dan kuier ons net weer lekker saam. Nou ja, mooi loop en julle moet 'n lekker dag verder hê.